Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. Ons wil hierdie week bietjie fokus op back and closure wat ek dink nogal groot nuus is en dan weer bietjie wat internasionaal aangaan, Phala, so is lekker baie nuus wat aangaan. So baie welkom by ons Roland. Goeiemôre Johnny, dankie. Ja, is lekker om weer te gesels. Roland, ek wil gou ek dink dit is al belangrik dat ons by back and closure hierdie week begin vir ons landboukykers spesifiek dan. Daar het nou nuus uitgekom, daar's al die hofsaake wat nou gewen is en alles en ek wil eintlik so 'n bietjie my gevoel gee van dit want mens voel amper is minister Steenhuisen het hy die boere ingedoen, moet mense vir hom kwaad wees of ja, wat gaan nou aan? Ja, as jy net vir ons 'n bietjie meer inligting kan gee. Johnny, ek dink daar's verskillende maniere om hierna te gaan kyk. En dis eintlik baie belangriker dink ek as wat meeste van die mense wat nou nie direk betrokke is hierby nie besef. Dis moeilik om te sê wat minister Steenhuisen nie gedoen het nie, wat hy anders moes gedoen het, kon hy beter gekommunikeer het, moes hy sterker leierskap getoon het. Dis moeilik om van buite dit te beoordeel. Ek dink mens moet bietjie na die konteks gaan kyk en my argument is hier, die minister moet maar vir homself praat. Ek dink een van die leemtes in hierdie hele proses is kommunikasie. Die manier wat gekommunikeer is, betyds gekommunikeer, korrek gekommunikeer. Nou daar kan baie redes en ander faktore wees wat ek nie van bewus is en wat onderliggend is hieraan. Een van die goed wat my opgeval het in die ontwikkeling van hierdie hele debat is die oënskynlike bereidwilligheid tot samewerking, maar in die praktyk sien ons absolute opponerende standpunte en sien ons dat daar amper 'n vyandigheid is en 'n venyn in hierdie proses ingekom het. Nou daar's natuurlik baie emosie onderliggend hieraan, want mense ly skade, mense is bekommerd, mense is gefrustreerd, almal wil onmiddellik die oplossing sê en elke ou wat hierby betrokke raak, het 'n ander beter idee van wat die oplossing is. Nou dis natuurlik menslike gedrag en ek wil amper sê tipies van ons in Suid-Afrika. Ons weet onmiddellik ons moet dit doen en as 'n ou nie dit doen nie, dan weet hy nie wat hy besig is om te doen nie. So dis die kompleksiteit. Maar ek wil dit deurtrek terug na die regering toe. En ons het al daaroor gepraat en ander het al daaroor gepraat. Die primêre rolspeler is die departement van landbou. Ons weet histories, dis 'n departement wat geweldig swak presteer het en wat oor die afgelope 10-15 jaar agteruit gegaan het, geweldig skade aangerig het as gevolg van die politiek wat in die departement en rondom die departement bedryf is. Dis as gevolg van hierdie departement dat navorsing in die hek geduik het, dat die ontwikkeling van entstowwe en die produksie van entstowwe totaal tot stilstand gekom het. Dit maak nie hierdie departement uniek nie, want dit is wat ons sien gebeur in die Suid-Afrikaanse Polisiediens, ons sien dit letterlik op elke plek gebeur. En ek dink dit is iets wat 'n mens in gedagte moet hou, dat as jy in 'n krisis kom en dis jou vertrekpunt, dan is jy alreeds in die moeilikheid en jy is reeds agter. Wat die verhouding van die minister en sy amptenare is, dit weet ek nie. Ons moet onthou dat amptenare in 'n departement soos hierdie het nogal baie bevoegdhede, hulle het baie magte. En dis die mense wat veronderstel is om die ruggraat van regering te wees. Hulle is veronderstel om die kundiges te wees, maar hulle ingesteldheid moet wees om die mense wat hulle moet diens te bedien. En in Suid-Afrika sien ons die benadering is, ons gaan vir mense besluit, ons sal vir mense sê, en ons sal hulle keer om te doen wat ons nie wil hê hulle moet doen nie. Landbou doen dit, departement van gesondheid probeer dit doen, almal probeer dit doen. En dit sê... Ja, dit is die sentralisering tipe uitkyk wat die regering het. Ja, ons sentraliseer want ons weet beter. Wie is julle nou om vir ons te kom sê? En dan kry jy saam met dit, as dit uitgedaag word, 'n geweldige vyandigheid. Ek wil 'n ander voorbeeld gebruik, wat kyk net na die vyandige reaksie van die minister van Gesondheid op die onlangse hofuitspraak oor die lisensiering van dokters en praktyke en ander mediese dienste. Nie van ons respekteer die hof nie, onmiddellik vyandig. Het maak dit af as 'n beselagtigheid.
daai arrogansie en daai selfgesentreerdheid. En dit natuurlik het gelei tot 'n regering wat in eie belang optree, onbeperk, want niemand het hom hy was onaantastbaar. So jy het baie swak praktyke ontwikkel oor 'n baie lang tyd wat niks te doen het met funksionering en optimale dienslewering nie. Dit het alles te doen met my regte en my belange as regering. Ek beskryf dit al hoe meer as ons het 'n regering wat fokus op hulle reg om te regeer, maar hulle ignoreer hulle verantwoordelikheid om te regeer. En dis die tipe dinamika wat jy kry. Nou kry jy 'n oppositieminister wat van buite inkom in hierdie departement. En hy moet dit nou maak werk. Nou, ek kan my indink dat dit moeilik is. Hier's 'n departement wat ideologiese bepaalde fokus het, wat polities in 'n bepaalde konteks funksioneer, toegelaat is om te funksioneer, en dan het jy die primêre sektor wat moet bedien word, het tot 'n baie groot mate sy eie koers begin gaan. Georganiseerde landbou het sterk geword, het effektief geword, het hulle eie ding begin doen. En in baie opsigte hulle nie gesteer aan dit wat in die departement van landbou gebeur nie. So nou en dan is daar 'n opstandigheid of 'n uitbarsting gewees rondom iets en dan is dit baie vinnig weer gaan ons maar net weer aan. Ons moet ook onthou dat in Suid-Afrika het ons 'n ander, ek wil dit amper uniek noem. En dit is dat dis waarskynlik die landbougemeenskap wat in die wêreld die minste ondersteuning van sy regering kry en totaal op homself aangewese is. Goed, nou kry jy 'n minister wat inkom wat sy ingesteldheid is, ons moet beter regeer, ons moet dit maak werk, ons moet die landbougemeenskap bedien. En ek dink dit was die eerste krisis. Is daar 'n verwagting gekom van, nou gaan dinge anders werk. Maar geen amptenare het verander nie. Daar's niks beter geword nie. Die minister het verander. Jy het nog 'n oulike ding gesê van jy het tydelike personeel en jy het permanente personeel in die regering. Een van die basiese lesse wat ek as student nog geleer het oor regering, was die beskrywing van regering as 2 vlakke. Jy het permanente regering en jy het 'n tydelike regering. Jou permanente regering is jou amptenaarskorps. Dis nou in 'n stelsel soos wat ons tipies in Suid-Afrika het. Ja, maar dis is die mense wat professioneel, wat 'n loopbaan maak om te dien, om kundiges te word. Hulle adviseer die politieke amptsbekleders wat die tydelike regering is, want in demokrasie bly partye nie vir 30 jaar aan bewind nie. Hulle bly 5, miskien 10 jaar aan bewind. So jy het 'n voortdurende wisseling in die politici. Daarom word dit gesien as die tydelike regering. Wat ons in Suid-Afrika gekry het, is 'n vermenging van hierdie twee, en omdat ons langtermyn partye met 'n dominante politieke party met 'n baie sterk mandaat het, en nou kry jy die verskynsels van kaderontplooiing en absolute wegbreek of ignoreer van die grens tussen staat en party, word dit een. En die politieke vyandigheid en die politieke eie belang en die politieke fokus word nou deel van regering. En dis verkeerd. En dis hoekom ek dink dis die grondslag wat jy, nou kry jy 'n minister in wat uit die ideaal om beter te doen en die verwagting word geskep, maar die basis waarop dit gebou is bestaan nie. Dit moet ontwikkel word. En as jy vir my 'n beter woord amper as die woord in Engels incompetence nie, wat hy nou eintlik mee moet werk, en hy het nou, jy het dit so mooi beskryf nou, van hierdie verwagting, en alles gaan eintlik oor verwagting, en as jy onder 'n verwagting inkom, dan gaan mense kwaad wees, natuurlik. En dan kan 'n mens nou die vraag vra, is minister Steenhuisen naïef gewees? Het hy hom laat mislei deur die gewaande samewerking of sy idee van samewerking en positiewe ingesteldheid, en toe tref hierdie ding almal. Nou kan ons back and claw begin uitpak. Die back and claw krisis het nie in 2025 begin nie. As ons gaan terugkyk na wat die kundiges sê, dan is hierdie uitbraak eintlik terugspoorbaar tot 2018. Nou die vraag is, hoekom het niks gebeur tot nou nie, tot verlede jaar? Toe dit landwyd begin versprei, maar dit was reeds 'n groot krisis. Mislukking van regering op nasionale vlak, mislukking van provinsiale regering, en die mislukking van sekondêre rolspelers wat moet bystaan en help. By ons benadering beleidsgewys was nog altyd inperking. As daar back and claw is, dan plaas jy beperking op vervoer en beweging.
Nou is hierdie krisis so groot en dit het so lank gevat om aandag te kry. Ons moet onthou 2024 het jy verkiesing, die ANC verloor sy meerderheid. Daar's 'n bietjie chaos gewees. Jy kry skielik 'n verandering in tipe van jou uitvoerende gesag, 'n koalisie, 'n groot koalisie, verdeling van poste, die gevegte daarmee saam. Nou moet hierdie ding weer aan die gang kom. En nou het jy ministers in portefeuilles wat hulle nie meer bekend is nie, en jy het 'n regering wat letterlik, soos hulle in Engels sê, on the fly, moet hy homself nou herbedink en anders funksioneer. Herontwerp, ja. En nou kry jy waar die besef kom, maar ons gaan nie back and claw beheer met inperking nie, want ons het nie meer die vermoë nie. Ons fisiese infrastruktuur, heininge word nie in stand gehou nie. Ons ander maatreëls, polisieering, permitte, die goed word nie in plek gebring nie. En kom ons wees eerlik, baie van die rolspelers, ook in die landbou, het willens en wetens aangegaan met verskywing, want hulle wou ontslaa raak van diere, hulle het geld nodig. So, daar's 'n groot klomp faktore wat bygedra het tot die krisis. Nou hanteer jy die krisis op watter manier? Die minister kom en is dit sy idee, is dit sy amptenare se idee? Het hulle gaan kyk wat op ander plekke in die wêreld gebeur? Oënskynlik Brasilië word genoem, Turkye word genoem, China word genoem, wat tans met ook groot uitbrake sit. En die argument is goed, ons moet die siekte beheer. Ons moet inenting doen sodat ons die rugbreek van hierdie siekte en op die langtermyn beheer daaroor kry. Die enigste provinsie wat die ander maatreëls ingebring het, soos beperking op beweging, provinsiale landbouministerie wat betrokke raak, wat geld gee, was die Wes-Kaap. Nie een van die ander 8 provinsies. Ek meen, ons het verlede week weer gesien die kritiek in Gauteng oor die landbouminister in Gauteng wat se departement niks doen en die minister ook nie. Daar's geen ondersteuning nie. Nou al die druk van hierdie, almal wat kwaad is hieroor, almal wat nie die oplossing gekry het wat hulle onmiddellik wil hê nie, projekteer dit op die minister. En hy is die persoon wat alles absorbeer. Reg of verkeerd gaan ek nie vir jou sê nie, want ons weet nie wat is die storie agter dit wat ons sien nie. Maar so hy's in 'n baie moeilike situasie en ek dink ons moet dit vir mekaar sê. Goed, nou kry jy 'n projek wat uitgerol word met stampe en stote. Dit vat langer as wat 'n mens dink. Onthou nou net, ek het nou beskryf hoe swak die stelsels van regering is, hoeveel probleme daar is. Nou dink ons hierdie stelsels gaan oornag effektief wees en 'n program uitrol wat skrik vir niks en almal onmiddellik bedien. Gaan nie gebeur nie, dit het nie gebeur nie. Hierdie goed moet nou ontwikkel en verbeter word onder druk, met groot gevegte en met groot onsekerheid. Om 'n stelsel te skep. Goed, nou is ons op die punt waar ons sê, ons het genoeg enstowwe, ons kan begin. Nou kom die tweede ronde kwessie. Dan moet 'n opvolginenting wees. Hoe vinnig kan dit gedoen word? Intussen het jy druk van uitgeorganiseerde landbou, wat sê, maar die regering kan nie dit doen, ons wil dit self doen. Nou goed, daar's 'n politieke geveg oor wie het die reg. Dit is in die hof beslis, die regering het nie die reg nie. Baie belangrike oorwinning vir diegene wat daarteen gekant is. Maar wat verander dit? Want ons het reeds regulasies wat sê, ander rolspelers kan betrokke raak, dit het lank gevat, dit moes vinniger gewees het, maar dis nou daar. Nou sit jy met 'n volgende kwessie, en ek dink dis die uitdaging wat jy nou mee sit. Net soveel as wat die regering nie die reg het om te sentraliseer en vir almal te besluit nie. Net so groot is die risiko van fragmentering nou. Van elke ou wat sy eie ding wil doen, en instowwe begin mense kompeteer vir instowwe. Ons weet wat gebeur in daai geval. En hoe word dit toegedien en word daar verneek met die papierwerk om weg te kom met goed. Hierdie is nie klein goedjies nie. En ek is nie besig om individue of organisasies te beskuldig nie. Ek kyk na ons geskiedenis in Suid-Afrika wanneer ons met hierdie goed werk, dan is dit tipies wat gebeur. Ek dink een van die grootste uitdagings vorentoe is om vertroue te bou, want jy kan dit nie herstel nie, dis nie daar nie. Om vertroue te bou tussen jou politieke amptsbekleder, die minister, en sy departement intern, maar ook na buite, met georganiseerde landbou, en daar's 'n veelheid van rolspelers. Ons weet gewoonlik hoor jy een van 2 of 3 in die nuus. Daar's 'n groot klomp ander rolspelers.
kan jy daai verhoudinge herstel en vorentoe 'n struktuur van die grond af kry wat werklik die mense, die boeregemeenskap, die landbougemeenskap in sy breedste sin gaan bedien. Dis 'n langtermynprojek. Ons het nie 'n geskiedenis daarvan die afgelope 30 jaar nie, of ek wil sê ons het min daarvan. Dit moet weer vorentoe gebeur. So jy sit met 'n groot klomp uitdagings midde van 'n krisis en ons kan nie die impak van daai krisis onderspeel nie. Maar ons kan ook nie argumenteer dat dis net die minister se skuld nie. Ek dink dis 'n te maklike uitweg. Roland, ek het 'n kommentator gehoor wat gesê het hoe meer incompetent, weer die Engelse woord, die regering eintlik dan nou is met die amptenare, hoe sterker raak die privaat sektor eintlik in daai spesifieke industrie ook. En is dit nie ook 'n gedeelte waarin ons nou in landbou sit nie? Jy het ook genoem, privaat sektor binne in landbou is baie sterk, jou organiseerde landbou, alles, en hulle begin 'n baie groot sê en so dit raak amper moeiliker vir 'n departement van landbou om 'n verskil te maak. Maar uit die aard van die saak, as jy 'n departement van landbou het wat nie die landbougemeenskap effektief ondersteun nie en eintlik so disfunksioneel raak dat hulle meer skade aanrig. En ons sien in Suid-Afrika dat die ingesteldheid vanuit die regering was om letterlik niks vir die boere te doen nie. Dit begin nou stadig verander omdat landbou 'n kritiese sektor word. Dan raak daai sektor onafhanklik. En die kwessie in Suid-Afrika is jy sit met 'n landbougemeenskap en dis nie almal nie, maar jy het 'n deel van daai sektor wat kapitaalkragtig is, wat innoverend is, wat geweldig sterk is in terme van ontwikkeling. Dis mense wat kundig is. Hulle het nie net ervaring nie, hulle het tegniese en tegnologiese kundigheid. Jy gaan nie hulle terughou met onbesonde politieke besluite nie. Jy gaan hulle vervreem en vyandigheid skep. Nou, daar's baie politiek agter dit wat ek nie nou dink ek ons hoef uit te pak nie. Maar dit beteken jy kan nie hierdie sektor nou gaan hier in gebied en maak of hy nie weet wat hy doen nie. Hy's baie beter as wat jy dink hy is. En dis amper die gevoel wat mense nou na hierdie hofsaake kry dat daar nou meer vyandigheid in die industrie is. Ja, iets wat vir my interessant was, na die hofsaake luister ek op Moneyweb, dink ek op RSG was daar 'n gesprek met die direkteur-generaal van landbou. En sy argument was, ons moet saamwerk en nou gaan ons uitreik na mekaar toe. Almal wat nou hierby betrokke was, sê nee, nou moet ons teruggaan en met mekaar saamwerk. Hy vraag is, hoekom nie van die begin af dit gedoen het nie? Dan het ons nie gesit waar ons nou sit. Die kans is nou amper minder om, die kans is amper nou minder dat hulle nou gaan saamwerk. Want nou moet jy brûe gaan bou onder druk en vyandigheid en goed. En jy kry diskreditering nou van die minister, en al sulke goed. Nou dit maak dit baie moeilik om met mekaar saam te werk vorentoe. Jy kan baie onstabiliteit kry. En ek dink die een onderliggende vraag hier is, goed, kom ons sê die minister moet nou vervang word. Wat verander as ons die minister vervang? En ek dink dis 'n belangrike vraag wat mense moet na begin kyk. Jy het nog steeds daai permanente personeel wat jy van gepraat het, wat daai vrotkolwer daar sit. En jy begin weer van voor af met 'n onstabiele situasie. So hierdie is 'n komplekse ding, maar dit is 'n voorbeeld van alles wat verkeerd is in Suid-Afrika. Oor 'n breë spektrum, nie net in die regering nie, oor 'n breë spektrum. En al die uitdagings wat hanteer moet word. Ek wil miskien 'n laaste punt net maak wat vir my belangrik is. Daar's ook ander positief wat uit hierdie hofsaak kom. En ek wil dit verbind aan die hofsaak 2 weke terug, die Grondwethof se uitspraak oor die lisensiering van mediese praktyke en personeel, want jy het dieselfde mentaliteit in regering, né? Ons sal besluit, en jy moet by ons aansoek doen, waar wil jy jou praktyk hê? Nou dieselfde mindset, dieselfde manier van dink, lê onderliggend aan die landbou ding. So die positiewe vir my uit hierdie hofsaake uit, is dat daar's 'n baie sterk regspraktyk wat nou gevestig word, riglyne, wat sê, die regering se mag is beperk. Jy kan nie magte aan jouself gaan toeëien, selfs al vaardig jy regulasies uit. Jy kan nie sommer net magte aan jouself toeëien, en vir almal alles wil besluit nie. Jy kan nie vir iemand besluit wat sy loopbaan mag hy volg, waar mag hy sy praktyk bedryf, en waarmee hy homself gaan besig hou nie. Dis ongrondwetlik, ja. Net so kan jy nie vir iemand wat in 'n praktyk is, gaan sê, jy mag nie na jou kudde kyk nie.
Jy mag seker 'n riglyn hê van dis hoe ons dit gedoen wil hê, want dis die internasionale norm. Niks fout daarmee nie. Maar jy kan nie 'n ou beperk om die regte goed te doen nie. En ek dink ons moet mooi hierna kyk en dit uitvat uit hierdie proses uit vorentoe. En ek wil dit terugbring dan na bietjie sake van die dag. As ons na plaaslike regeringsverkiesings toe gaan, onder andere, gebruik hierdie rigtinggewende uitsprake. Die vryheid wat dit jou bied, want dit gee vir jou ook regte, maar dit gee vir jou ook verantwoordelikhede. En ons moet hierdie goed begin al hoe meer gebruik en benut om die skip in Suid-Afrika om te draai, om die manier van regeer en die rigting van regering weg te stuur van wat nou gebeur in 'n baie meer positiewe rigting en 'n rigting wat meer in die belang van die mense van Suid-Afrika gaan wees. Ja, en my siening nog altyd tot regering is, dit moet 'n ondersteunende rol speel tot die ekonomie, tot privaat besighede en hulle moet die omgewing daar skep waarin mense suksesvol kan wees. Hulle moenie noodwendig die besigheid wees of die industrie wees en hulle te veel beïnvloed nie. Johnny, jy is reg. As ons kyk na ondersteunende rol, een van die punte van kommer wat ons in Suid-Afrika oor tyd gesien ontwikkel het, is dat ons sit met 'n regering wat oënskynlik nie 'n onderskeid tref tussen die publieke sfeer en die private sfeer nie. En hoekom dit belangrik is dit, as jy luister na die uitsprake van party ministers, dan tree hulle op asof die privaat sektor is deel van die regering en hulle kan die privaat sektor hier in gebied. En hulle kan die privaat sektor inroep as hulle wil hê hulle moet help om 'n krisis op te los, maar hulle kan hulle ook manipuleer en voorskryf as hulle dink dit is in hulle belang. Nou dis natuurlik 'n onsinnige benadering. En ek dink wat ons nou bykom is al hoe meer ernstige vrae wat gevra word, maar ook al hoe meer geleenthede waar hierdie manier van dink en doen nie net onder druk kom nie, maar eintlik tereggewys word en in sekere opsigte selfs tersyde gestel word. En dis 'n baie belangrike fase in die ontwikkeling van die stelsels van Suid-Afrika vorentoe. Hierdie is krities belangrike gebeure wat ontwikkel. Ons moenie die belang daarvan onderskat nie. Ja, en ek hoop regtig die sterk privaat sektor kan dalk van hierdie onsekerhede en onstabiliteit van 'n regering dalk vir ons so 'n bietjie die val dalk so 'n bietjie of makliker maak in terme van dit. Maar dit kom daar's positiewe tekens, né? As ons kyk na die rol wat die privaat sektor speel in Operasie Vulindlela wat uit die president se kantoor bedryf word. As ons kyk na die privaat sektor wat nou betrek word by grootmaat vervoer, né, die spoorweë, die bedryf van hawens. Daar is net eenvoudig nie meer die vermoë in die regering om dit te doen nie. En dan kyk ons na ander ons 'n gebeure. positiewe uitkyk van Moody's nou gekry het, want dit is 'n groter stabiliteit eintlik nou en dit spoel nou oor na positiewe uitkyk eintlik vir ons ekonomie. Ja. Goed, maar wat is die basis van daai stabiliteit? Dit is kundigheid. Dis mense wat iets op die spel het, né? Hulle winsgewendheid, hulle voortbestaan. Dis nie sommer net mense wat 'n salaris kry en of hy nou kom werk of nie, en of hy nou moeilikheid maak of nie, hy kry sy groot salaris nie. En dis al hierdie goed wat nou op die spel kom. Ek wil miskien 'n laaste punt hieroor maak, en dis hoekom die nuwe wetgewing oor die herstrukturering en wat genoem word die professionalisering van die openbare sektor so belangrik is, waar praktyke soos kaderontplooiing verbied word. Nou ons weet nog nie presies hoe dit gaan werk nie, maar dis 'n positiewe teken. Dit gee ten minste vir mense wat anders dink en byvoorbeeld in plaaslike regering waar ander partye as die ANC in bewind kom, soos die DA, gee dit of koalisies dan, gee dit die geleentheid om te begin optree om mense wat nie daar moet wees nie uit te kry en hulle te vervang met kundige mense wat die werk kan doen. So dis 'n langtermynprojek, maar ek dink ons moenie die positiewe mis in die konteks van alles wat negatief is om ons nie. Ja, nee, ek dink weer eens, ek dink die skip is besig om te draai, maar vat maar stadig om te draai en ons gaan eintlik hierdie munisipale verkiesing aan die einde van die jaar kom, hierdie vrotkolle eintlik moet stelselmatig amper uitgewerk word. Dis nie 'n oornag tipe verandering wat gaan gebeur nie. Roland, so vinnig Pala, daar is, ek weet president Ramaphosa het nou teruggeslaan nou met hy het ook nou weer briewe ingedien en daar's, as jy so vinnig vir ons ook kan sê oor al die korrupsie wat nou uitkom. Jy sê daar's 'n magtomvol goed wat nou uitkom. Ja, die korrupsie ongelukkig, ek dink wat ons kan kyk daar is om te sê die damwal het gebreek.
Die goed kom nou vinniger uit as wat lyk vir my mense weet om dit te hanteer. En daar's positiewe, kyk die negatiewe is, en ons weet dit, massiewe korrupsie op plekke waar mense dit nie verwag nie, wat 'n direkte negatiewe impak op ons omgewing het. Die Madlanga Kommissie, die Suid-Afrikaanse Polisie Diens, omtrent al die senior bevelvoerders is nou al aangekla. Nou goed, dis positief, want dit beteken hier word opgetree, korrupsie word bietjie vasgevat en wanbestuur. Maar die negatiewe is, jy sit nou met 'n geweldige onstabiele omgewing in polisieering, en dit in 'n gemeenskap waar misdaad en geweldsmisdaad geweldig problematies is. So dis nie 'n goeie prentjie wat 'n mens het nie. En dan, maar ons sien ook dat die optrede begin verander. Vanoggend byvoorbeeld sien ons in die koerante dat die hoof van die polisie se eenheid vir georganiseerde misdaad, Shibiri, is gister verhoor en ontslaan. Nou, dis baie vinnig. In die verlede het die polisie hierdie mense gewaarsku en teruggesit in hulle pos, almal. Nie een is omtrent van die senior mense is ooit Of 'n komitee is dissiplinêr begin nie. om dit te ondersoek. Ja. Nou my vraag is hy nou skotvry, kan hy nou wegstap? En beteken dit alles wat hy verkeerd gedoen het word nou toegesmeer, of gaan daar nou kriminele sake volg na hierdie? Want dit is wat moet gebeur. Anderster plak ons 'n pleistertjie op en uiteindelik sê ons vir jou, sorry pel, gaan sit maar by jou huis, maar moet niks verder doen nie. Dis nie goed genoeg nie. So, maar ons sien optredes. Ek wil nie net die negatiewe beklemtoon nie. Pala, interessant, die president het nou hofstukke ingedien. Hy vra hersiening van die verslag van die Ngobo-kommissie, baie belangrik. Daar's baie negatiewe kommentaar uit opposisiepolitici wat sê hy probeer die proses verleng en uitrek. Dis moontlik, maar ek dink ons moet ook bietjie versigtig wees. Hy het 'n aansoek ingedien 2022 en toe die parlementêre proses wat toegebruik is gesê, daar is niks nie, ons stop dit. Nou dan verval daai aansoek, dis nie nodig nie. So ek dink nie ons moet net kyk in die sin van hy vertraag die proses nie. Die president, soos enige ander persoon, president Zuma waarskynlik die beste voorbeeld, gebruik al die remedies wat hulle het. En dan wil ek 2 name noem. MK wat nou baie uitvaar teen die president en die EFF, beide daai partye se leiers doen presies dieselfde. EFF partyleier is 'n veroordeelde krimineel soos wat hy nou in die parlement sit. As dit nie was vir sy appelaansoek nie, was hy al in die tronk. So ons moet van buite af net so 'n bietjie meer oorwoë hierna kyk voor ons te veel vingers begin wys. Mens gaan moet sien wat gebeur. Daar's argumente wat sê die president het 'n baie sterk saak. Daai verslag kan nie die toets van die regsproses deurstaan nie. So daar gaan niks van kom nie. Politieke partye sien hier's 'n geleentheid om die president, want baie van hulle haat hom letterlik, hulle wil hom uitkry, en ander sien 'n geleentheid om hulle eie belange te bevorder. Dis goed en reg, dis hoe die politiek werk. Maar ons moenie die prosesse ondermyn en so verpolitiseer dat ons nie by ordentlike oplossings kan uitkom nie. Weer eens 'n geleentheid om so bietjie anders te op te tree en op 'n ander manier die goed te doen. En ek dink die belangrikste onderliggende hieraan is die magsbalans in die politiek het geskuif. Die ANC kan nie manipuleer en doen net wat hy wil nie. Hy is nou afhanklik van ander partye, en diegene in die ANC, en daar is van hulle, al dink almal nie so nie, wat op die regte manier wil optree, se hand word gesterk want hulle het ondersteuning in ander partye wat ook op daai manier wil optree. En nou moet hy die proses kans gee om sy verloop te neem en te kyk wat gaan gebeur. Dat hy baie op die stel is vir Suid-Afrika, dis verseker. Op die een vlak, goeie regering, skoon regering, president wat die grondwet oortree moet uitgaan. Aan die ander kant die risiko van onstabiliteit en onvoorspelbaarheid en dan gevaarlike beleidsrigtings en rolspelers wat betrokke raak. Ons kan net nie miskyk nie. Dis alles deel van die pakkie van dit wat ons nou na moet kyk. Ja, dis amper as jy so praat, dan dink ek myself van 'n ekonomiese oogpunt af wat ek nou baie meer na kyk. Is dit vir my amper kommerwekkend as hy nou moet uitgaan met die onstabiliteit wat gaan geskep en mens wat is dit, die alternatief klink vir my baie erger as ja, Ek dink die groot van 'n faktor is stabiliteitsoogpunt, onsekerheid. En daai onsekerheid gaan nie oornag verdwyn nie. Daarom is my benadering,
as ek met mense praat en advies gee, wees rustig, laat die proses sy verloop neem en soos wat dit uitspeel, sal hulle mee sien wat is moontlik en wat nie. Roland, internasionaal, Iran, Amerika, jy sê daar is bietjie skuif, kan ons dalk positiewe nuus sien uit die oorlog? Ek dink ons moet versigtig beoordeel wat nou gebeur. Kom ek sal vat saam. Wat ons sien is dat beide president Trump, hy het dit baie direk gesê, Marco Rubio sê dit die hele tyd, ons wil 'n diplomatieke einde aan hierdie proses bring, ons wil nie teruggaan oorlog toe nie. Iran sê dit ook, maar al twee kante se optrede is, ja, dis wat ons wil hê, maar as dit nie kry nie, gaan ons oorlog maak. So ons is in so 'n tussenfase. En die interessante wat ons begin sien is dat daar al hoe meer lekkasies is, maar dit lyk asof dit vals is. Van hier is die ooreenkoms, hier is die voorstelle, daar kom niks uit die primêre onderhandelaars uit nie. Dit lyk asof die twee partye nader aan mekaar beweeg, maar daar's kritiese probleme en ek dink ons moet, wat is die positiewe? Uit Washington uit het president Trump die afgelope 2 dae baie duidelik gesê, ek wil 'n diplomatieke onderhandeling hê, maar as ek nie kry wat ek wil hê nie, gaan ek julle verwoes. Hy het gister 'n baie belangrike ding gesê wat onderliggend is sover aan die onsekerheid, dat hy gesê het, ek gaan nie laat die middeltermyn verkiesings en die negatiewe impak daarvan my keer om hierdie ding op die regte manier af te handel nie. Dis nou die oorlog met Irak. Ja. En Dis ek wat dink dis almal 'n baie gedink het om belangrike in 'n punt. rigting gaan druk, ja. Want die verwagting tot nou toe was, die Republikeine kom onder druk, hulle kan beheer verloor oor die Huis van Verteenwoordigers, dalk selfs die Senaat. Mense is ekonomies onder druk, hulle gaan teen die Republikeine stem. Ons moet uit hierdie oorlog uitkom so gou as moontlik. Nou dis die eie belang van politici binne die Amerikaanse konteks. Dit lyk asof president Trump nou vrede gemaak het met hierdie oorlog, gaan nie in 'n week verby wees nie, gaan tyd vat, en ek dink dan baie belangrik, hy het homself baie spesifiek verbind tot sekere doelwitte, geen kernwapens, die kernmateriaal mag nie bly nie, Straat van Hormuz moet oop wees. Ek kan nie sien hoe hy kan wegstap van hierdie proses sonder om dit op 'n manier te kry nie. Uit Iran sien ons nog steeds twee strominge. Aan die een kant die betrokkenheid by onderhandelinge en die oënskynlike verbintenis, en dit lyk asof daar 'n meer gematigde groepering is wat besef hulle moet onderhandel, hulle moet toegewings maak in die belang van Iran op die langer termyn en in belang van die instandhouding van die regime. Maar daar is 'n radikale, meer militêre groep, lyk dit vir my, wat sê, kom ons gaan maak oorlog, ons kyk wat julle kan doen, wat glo, hulle kan die VSA in 'n asimetriese konflik, kan hulle die VSA oorwin. Dit hou vir niemand iets goed in nie. Nou hierdie syne wat ons kry, skep onsekerheid, en ons sien dit in die markte wat geweldig onstabiel is, fluktueer, oliepryse gaan letterlik die hele tyd op en af en sulke goed. Dit sê vir 'n mens, die res van die wêreld kyk in afwagting en in spanning en is baie onseker oor wat hier kan gebeur. Ons het die afgelope 2 dae by 2 geleenthede gesien dat daar aanvalle vanuit Amerika gedoen word. Hulle noem dit selfverdedigingsoptrede, omdat Iran aanvalle teen hulle loods met hommeltuie en omdat hulle missielinstallasies aanskakel. Nou, die tegnologie daarvan is belangrik. As jy 'n missielstelsel aanskakel, kan dit opgetel word met die tipe tegnologie wat die VSA bedryf, sy satellietstelsels en sy verdedigingsstelsels. En dis hoekom hulle dit dan kan aanval. Hulle kan dit letterlik pinpoint en aanval op dit loods. Iran sê Amerika verbreek die skietstilstand en hulle het nou die reg om tot vergelding oor te gaan. En hulle het skynbaar in die vroeë oggendure aanval op een of ander basis geloods van die VSA. Dis nog nêrens bevestig of inligting nie. So wat dit vir ons sê is, daar's 'n oënskynlike verbintenis tot onderhandeling, maar onderliggend hieraan is daar definitief 'n bereidwilligheid om terug te gaan tot gevegte. En my laaste punt hieroor, en ek dink dis die belangrike, in hierdie omstandigheid kan jy baie maklik kry dat 'n party homself misreken. En ek dink die risiko hier is dat Iran homself misreken met die mate waartoe president Trump verbind is en bereid is om op te tree. En dit is die grootste bedreiging vir die skietstaking
dat jy kan terugkeer tot 'n volle oorlog. En dis nie beplan nie, is letterlik ek misreken my met my opponent en ek neem 'n verkeerde besluit of ek doen iets en dan hardloop hierdie trein weg met my. En dit gaan geweldige negatiewe gevolge veral vir Iran hê op die langer termyn. So dit is die situasie wat ons nou na kyk. Want ek moet sê wat jy genoem het van die hele met die Amerikaanse verkiesing wat kom en ek dink dit is wat almal half opgewonde gemaak het, laat die ding kan tot 'n einde kom, is dat Trump half gaan sê okay nee, kom ons maak dit klaar en dink 'n verskoning uit en die oorlog is klaar. Maar as hy half nou Vrydag mee gemaak het en ek dink 'n mens begin op 'n punt kom waar die kostes nie noodwendig mee gaan afkom soos die verkiesing nou nader gaan kom nie. En dieselfde vir ons produsente, ons boere dan soos jare. Mens moet half begin vrede maak dat daai koste op 'n hoër vlak gaan wees. Soos ons seisoen of Desember, Augustus, September gaan kom. Maar ja, en dan gaan 'n mens sê hoor, okay, dat die oorlog nou maar net op die regte manier geëindig word. Ek dink nou kom ons op die punt waar langtermynoorwegings deurslaggewend word. As jy die straat van Hormuz in die toekoms wil oop hê as 'n vrye navigasie see-kanaal, dan moet jy die harde optrede maar nou vat. As jy wil toelaat dat dit 'n speelbal bly in die toekoms en gemanipuleer word, dan moet jy sê ek stap weg van hierdie oorlog. Dis nie meer my probleem nie. En ons moet onthou president Trump was op daai punt waar hy gesê dit is nie my probleem nie, dis Europa en China se probleem. Dit lyk vir my as die besef is nou daai en die verbintenis lyk dit, daar's nie waarborge nie dat hierdie proses moet nou deurgesien word om langtermyn doelwitte te verseker. En waarskynlik is die argument in Washington dat dit meer vir president Trump op die langtermyn gaan werd wees, as om nou te weg te stap en te fokus op die middeltermyn verkiesings alleen. Ja, nee, ek dink ook dit is iets wat 'n mens verseker moet in ag neem. Maar baie dankie vir jou tyd, Roland. Dit was soos gewoonlik weer baie lekker en insiggewend geweest. En ja, dan gesels ons weer volgende week. Dankie Johnny, altyd lekker. Mooi dag vir julle. Dankie.